Ek lees dan vir ons saam uit Eksodus 3. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister en dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs het hom aan ons openbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise ver die woestyn intrek om vir God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die Farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat, as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer en goue goed, sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogters dit dan as byt uit Egipte uit wegdra. Ons lees net so ver. Geliefdes, wat beteken dit om 'n goeie reputasie te hê? Ons reputasie word mos gekoppel aan dit wat ons doen. Dit verwys na die manier waarop of waarvoor ons bekend is. As ons byvoorbeeld sê dat 'n besigheid 'n goeie reputasie het, dan beteken dit dat die besigheid konstant die hele tyd goeie dienste lewer. Maak nie saak die omstandighede nie. Die besigheid lewer altyd kwaliteit produkte sonder enige probleme of verskonings. So 'n besigheid het 'n goeie reputasie. Die enigste manier waarop so 'n besigheid sy reputasie kan beskerm, is dan deur aan te hou goeie dienste lewer en kwaliteit produkte te gee. Dis belangrik dat 'n besigheid sy goeie reputasie beskerm, want is uiteindelik op grond van 'n besigheid se reputasie dat hy kliënte bykry of dalk selfs kliënte verloor. Nou dis natuurlik nie net 'n besigheid wat 'n goeie reputasie kan hê nie. Ons as mense kan ook 'n goeie reputasie hê. As mens het ons 'n goeie reputasie as jy byvoorbeeld altyd eerlik is, as jy betroubaar is, as mense weet hulle kan op jou knoppie druk. Of ons kan 'n slegte reputasie hê. Ons kan byvoorbeeld bekend staan daarvoor dat ons altyd ongeskik is, altyd laat kom, altyd onbetroubaar is. Nou as ons hierdie vraag vir 'n oomblik na die Bybel toe vat, dan kan ons ook vra, wat is God se reputasie? Wat is dit wat God altyd deur die eeue kom doen? Wat is God se karakter? As ons aan God dink, wat kan ons van hom verwag? Vanuit die Bybel sien ons dat God 'n baie goeie reputasie het. God se reputasie is dat hy vir hom 'n volk kies en dan bly hy getrou aan sy volk ten spyte van sy volk se swakhede. God se reputasie is goed omdat hy altyd sy kinders in vaderlike liefde en genade ontvang en omvou.
Dit is ons God. Dit is presies waarom hy bekend staan as die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Dit is wie God in sy woord vir ons kom sê hy is. Dis ons God, wie homself in Eksodus 3 aan Moses openbaar as ek is wat ek is. Of anders gestel, ek is sonder ophou. God, ons God, die God van die Bybel, die God van die volk, is sonder ophou goed. Hy is sonder ophou genadig. Ons God is sonder ophou teenwoordig. Ons God is sonder ophou getrou aan die beloftes wat hy aan ons kom maak het. Dit is wie hy is. Dit is sy reputasie. Dit is hoe ons hom leer ken. Dit is wie God vir elkeen van ons, elkeen van sy kinders is en altyd wil wees. Omdat God ons God is en wil wees, omdat hy sy genade aan ons wil bewys en bewys, omdat hy by ons is en by ons wil wees, kom beloof hy dan in die begin van die Bybel in Genesis 17 aan Abraham, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dit is die belofte van God. Dit is wie hy onderneem om te wees vir elkeen van ons. God wou nie net die God van Abraham wees nie. God wou ook die God van Abraham se kind, Isak wees. Ook wou God die God van Isak se kind, Jakob wees. God wil die God van Abraham, Isak en Jakob wees. Van geslag tot geslag, generasie vir generasie, wil hy elkeen van ons se God wees. Daarom kom sluit God hierdie verbond met Abraham, maar ook met ons. Daarom kom vervul God hierdie verbond met die kruisdood van Christus. Daarom kom bevestig God hierdie verbond met elkeen van ons se doop. In Eksodus 3, wanneer die volk van God in slawerny is, dan onthou God van hierdie verbond. Hy onthou van die belofte dat hy die volk se God sal wees. Nie net onthou hy van hierdie verbond nie, maar hy kom herinner ook die volk van hierdie verbond. Hy kom herinner hulle dat hy hulle God is en dat hy gekom het om hulle te lei en te beskerm. Hy het gekom om hulle te kom lei, te beskerm en uit slawerny te bevry, want hy is hulle God. God sê daarom vir Moses in vers 15, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. God sê vir Moses dat hy na die Israeliete toe moet gaan en vir hulle moet gaan sê dat hy gestuur is deur die God van Abraham, Isak en Jakob. Op so 'n manier kom herverbind God homself weer eens aan hierdie belofte wat aan die volk kom maak het. Hy kom bevestig dat hy na al die jare nog steeds die God van die volk is. Hy kom bevestig dat hy nog steeds getrou is aan hierdie verbond. God kom beloof dat hy nog steeds dieselfde God vir die volk is as wat hy vir Abraham, Isak en Jakob was. Daarom, omdat hy nog presies dieselfde God is, sal hy die volk kom bevry. Omdat hy nog steeds presies dieselfde God is, sal hy nog steeds sonder ophou vir die volk goed wees. Sal hy sonder ophou nog steeds sy genade aan die volk bewys. Sonder ophou sal hy nog steeds by die volk wees. En sonder ophou sal hy nog steeds getrou wees aan die belofte wat hy in Genesis 17 kom maak het, om hulle God te wees. Dit is wie God vir die volk is.
Dit is nog steeds in Eksodus 3 God se reputasie. Dit is hoe die volk vir God leer ken het. Dit is wie hy vir elkeen van hulle is, en daarom gaan hy hulle kom bevry. Hy gaan hulle bevry, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat dit is wie hulle God is. Met alles wat God vir die volk kom doen, en in sy woord kom sê, is God heeltyd besig om sy reputasie te bevestig. Hy onderstreep die feit dat hy vir hom 'n volk kies, en dat hy getrou bly aan sy volk, ten spyte van hulle swakhede. God bevestig die feit dat hy vir hom 'n volk kies, en dat hy hulle dan altyd in vaderlike liefde en genade toevou. Dit is wat hy ook nou vir sy volk gaan doen. Hy gaan dit doen want hy is nog steeds die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy gaan die volk kom bevry, want volgens vers 16 weet hy van hulle en hy weet wat hulle aangedoen word in Egipte. Hy gaan die volk bevry, want vers 17, ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na 'n land wat oorloop van melk en honing. God gaan sy volk kom bevry, nie noodwendig omdat hulle so swaar kry nie, maar omdat dit is wie hy is. Die verbond wat God met Abraham kom sluit het, is op die spel. Daarom gaan hy hulle bevry. Hy gaan hulle bevry, want hulle is sy volk, en hy is die een wat hulle lei en beskerm. God besluit om hulle te kom bevry, en daarom kom roep hy vir Moses. In Eksodus 3 sien ons dat Moses heeltemal uit die veld geslaan is deur die feit dat God hom kom roep om die volk te bevry. In vers 11 sê Moses vir God, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God antwoord vir Moses, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Die volk, saam met Moses, gaan vir God by die berg kom aanbid. Hulle gaan hom aanbid, want hy is die een wat hulle bevry. God is die hoofkarakter wat die hoofrol speel in die bevryding van sy volk. Daarom gaan hulle saam met Moses vir hom loof en prys. Daarom gaan hulle hom aanbid. God se antwoord, dat hy by Moses sal wees, het vir Moses op 'n tydelike wyse kom rustig maak. Maar, dan steek Moses se onsekerheid weer kop uit in vers 13. Moses sê vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Weer is God die een, wie Moses kom verseker van sy roeping. Nie net gaan God by hom wees, soos wat hy reeds beloof het nie, maar God gaan ook verseker dat die leiers van Israel na Moses gaan luister. Hulle gaan na Moses luister, nie omdat hulle op Moses se vermoë en sy leierskap staat maak om die volk te kom bevry nie, maar hulle gaan na Moses luister, want die God van Abraham, Isak en Jakob het vir Moses gestuur. Die leiers van die volk gaan na Moses luister, want God ken sy volk en sy volk ken hom. Hulle weet dat God hulle God is. Hulle weet wat God se reputasie is. Hulle weet dat hy getrou is aan sy beloftes. Daarom sal hulle na Moses luister en gaan hulle saam met Moses na die Egiptiese koning toe gaan, want God het vir hulle gesê om dit te doen. Ons God, as alwetende en almagtige God, weet egter, nog voordat Moses en die leiers na die Farao toe gaan, dat die Farao nie na hulle gaan luister nie. En tog, al gaan die koning nie na Moses en die leiers luister nie, moet hulle nog steeds na hom toe gaan. Hulle moet na hom toe gaan, want God se mag word nie beperk of bepaal
deur aardse konings nie. God is almagtig. Selfs al onderdruk aardse koning sy volk, sal God se wil geskied, want hy is die ewige koning. Die ewige koning voor wie alle aardse konings die knie moet buig. Alle aardse konings, saam met ons as mense, is tog uitgelewer aan die wil van God. Daarom, alhoewel die farao nie na hulle gaan luister nie, moet Moses en die leiers nog steeds na hom toe gaan. Hulle moet na hom toe gaan, want hulle weet wat God aan hulle kom beloof het. Hulle weet dat die uiteinde deur God bepaal word, en nie deur die farao nie. Hulle weet dat hulle bevryding uit Egipte totaal en al afhanklik is van God, en nie van die aardse koning nie. God stuur hulle, en hy weet dat hulle nie gaan regkom nie. Hy weet dit, hy voorsien dit, en daarom kies hy om uiteindelik die farao se hardkoppigheid te gebruik, om sy getrouheid aan die volk te bevestig. God gebruik die farao se ongehoorsaamheid om uiteindelik te bewys dat hy die God van Abraham, Isak en Jakob is. Te bewys dat hy die een is wat oor alles heers, die een wat in beheer is oor alles. Daarom sê God vir hulle in vers 19 tot 20, ek weet dat die Egiptiese koning nie julle sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die farao julle laat gaan. Die farao gaan aanhou om die volk van God te misbruik en te onderdruk. Die troos waaraan Moses en die volk van Israel vasklou, is egter nie die hoop dat die farao hulle goedgesind sal wees nie. Die troos waaraan Moses en die volk vashou, lê in die sekerheid, die oortuiging en die geloof dat God hulle God is, dat hy goed is en dat hy by hulle is. Die troos waaraan Moses en die volk vasklou, lê in die feit dat God hulle ken en dat hulle hom ook ken, dat hulle bewus is van sy reputasie. Die troos waaraan Moses en die volk vasklou, lê in die feit dat God ook hulle omstandighede in Egipte sal gebruik, sodat dit ten goeie van hulle sal uitwerk. Ons bely immers dat God altyd alles, alle teëspoed, alle uitdagings en alle terugslae ten goeie sal laat uitwerk vir die wie hom dien. In die woorde van die Heidelbergse Katekisme, God bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Dit is dan ook wat God in Eksodus 3 aan die volk kom beloof. Hy sê in vers 21 tot 22 vir hulle, ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal wegtrek nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer en goue goed, sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogters dit dan as buit uit Egipte uit wegdra. Nie net gaan God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die groot ek is wat ek is, die enigste ek is sonder ophou, seker maak dat sy volk bevry word nie, maar hy gaan ook seker maak dat hulle met silwer, goud en klere daar wegtrek. In plaas daarvan dat God se volk verwoes sal word deur die wil van 'n aardse koning, sal God sy volk bevry en sal hulle die rykdom uit Egipte uit wegdra. Die silwer, goud en klere wat die volk uit Egipte sal wegdra, sal die teken van God se oorwinning oor Egipte wees. Die oorwinning wat uiteindelik God se reputasie as die God van Abraham, Isak en Jakob sal bevestig. Geliefdes, in Genesis 17
kom sluit God 'n verbond met Abraham, wanneer hy beloof om die God van Abraham en Abraham se nageslagte te wees. Aan die kruis van ons Here Jesus Christus word elkeen van ons, wie glo in die drie-enige God, ingesluit by hierdie verbond. Op so 'n manier word God ook ons God. Daarom is God vir ons dieselfde God as wat hy vir Abraham, Isak en Jakob was. Met elkeen van ons se doop kom bevestig God hierdie verbond. Hy kom bevestig dat hy ook my en jou God is. Dat hy ook sonder ophou vir my en jou goed sal wees. Dat hy sonder ophou vir my en jou genadig sal wees. Dat hy sonder ophou getrou sal wees aan die belofte wat hy ook aan ons kom maak het. Ons as gelowiges se troos is daarom presies dieselfde as Moses en die volk se. Vandag nog is ons troos geanker in die sekerheid, die oortuiging en die geloof dat God ons God is, dat hy goed is, dat hy by ons is. Ons troos, nes die volk en Moses is geanker in die feit dat ons vir God ken, dat hy ons ken en dat ons raak sien. Ons troos lê in die wete en in die oortuiging dat God ook ons omstandighede ten goeie sal laat meewerk omdat ons hom aanbid. Mag ons daarom in hierdie geloof bly vas staan, met die wete dat die God van Abraham, Isak en Jakob, die groot ek is wat ek is, die enigste ek is sonder einde en sonder ophou, mag ons vas staan in die wete dat hierdie God ook ons God is. Die een wie ons in genade ontvang, ons in geloof toevou en ons by Christus kom insluit. Amen.